goed genoeg, ek gaan dit nie weer doen nie. Hi, ek's Lisa, by die rooi hare en ek kyk Boersoeke Vrou sodat jy nie hoef nie en welkom by my seisoen 17 episode 7 recap. Jy's is vas aan die glas. As ek drink vandag 'n lekker bottel Spier Merlot. En ja, ek drink eers in my rooi wyn. Sue me. Right, so in vandag se episode is dit dag 2 op die plaas. En van die boere kry 'n surprise. So kom ons begin met die episode. So ja, die begin die episode met rympies. Dit is dag 2 op die plaas en almal is besig om hulle voete en hulle spasie in 'n groep van 4 te vind. Maar soos wat sy stap, is daar 'n donderstorm in die agtergrond. Wat? Dit is 'n bietjie van 'n foreshadowing van what's to come. So, ons begin vandag met Rudy. Wat eet ons vanoggend? En die dames gaan nou ontbyt maak. Eiers, spek, cheese crullers, het jy cheese crullers? En Paula sê vir ons, die vorige aand het sy vir Rudy so half een kant getrek en gesê, "Hey, ek wil jou soet." Gisterand het ek vir Rudy gesê, toe ons by die braai gestaan het, as hierdie ander girls sê vir wie was het ek jou vanaand gesoen. Die tannies is lus. Maar ja, dis bietjie chaos in die kombuis. Sjoe, baie hande in die kombuis gewees vir oggend se ontbyt. Nee, want ons gaan sommer scramble doen, maar ons gaan nie 'n stywe scramble doen. Bietjie is 'n understatement. Maar glo vir my is 'n nagmerrie. Ek kan vinnig 'n nagmerrie ontaard. So Rudy is soos, kom ons drink iets. Dames, kom ons hier drink. Klein bietjie wyn, klein bietjie wyn, klein bietjie wyn vir my. Baie lekker. En honestly, dit voel asof daar 'n bietjie vibes is tussen Paula en Lizelle. Tuister is nie nou aan nie. Ek maak 'n scramble, maar ek flip die eiers. En ons het die sampioene later by daai gooi dat dit saam met die cheese crullers. En Ella staan net daar besig met die kos. Malalala, malalala. So Rudy vertel vir die kamera dat hy probeer die situasie diffuse. Ek probeer my bes om die situasie te probeer ontlont. Wat 'n situasie? Ek wil nie kant kies nie. Ek wil ook nie sê wie's reg en verkeerd nie. Ek dink op die einde van die dag moet hulle ook maar 'n bietjie meer redelik wees. What happened? Iewers het daar baie goed gebeur en die kameras het dit gemis. Maar right, na hulle breakfast gaan hulle kerk toe en Paula maak 'n comment oor Lizelle's uitrusting. Kyk hoe sy gelyk vanoggend vir kerk. Okay. Ek het al rokke aan. Woeps waps moeps, toe sy 'n mooi rokkie, armbandjies. Dis nie mooi nie, Paula. Jy sien. En dit was nogal 'n lang preek geweest en ek het amper in die slaap geraak. Maar ja, ek neem aan Rudy vat hulle kerk toe sodat hy kan sien hoe pas hulle in sy gemeenskap. Hy soek iemand wat saam met hom in die community kan funksioneer, saam met hom kan kerk toe gaan. Maar Paula sê dan, dis nie vir haar nie. En ek sal dit nie kan doen nie. Ek is nie 'n kerkmens nie. Brave thing to admit op Boersoeke Vrou. Wat gaan die Facebook-tallies sê? Die atmosfeer vandag was rustig geweest, maar mens kan sien daar's maar iets wat nie reg is nie. Anyways, dan om die mood so klein bietjie te lig, gaan hulle na 'n kunsklas. Drop nou diep. Okay, nou moet julle nie bang wees nie. Jy gaan net begin. Maar Rudy sê daar's vibes. Dit is almal trap op eiers. Te bang om iets te sê of bang te sit. En Paula sê reguit, sy's nie meer happy nie. Ek voel uit my plek uit. Ek's nie meer happy nie. What the happened? Iewers het ons iets groots gemis, want hierdie tannies hou niks meer van mekaar nie. I mean, dis so awkward. Niemand gesels nie. Almal sit net maar daar. En dis dom, want julle is mos nou daar om met Rudy 'n koneksie te bou. Nie beef te hê met die ander vrouens nie. Kom julle reg? Almal so stil. Ons konsentreer. Dan hoor ons dat blykbaar het Lizelle daai oggend privaat by Rudy gaan gesels in sy kamer. Lizelle het vanoggend na sy kamer toe gegaan. Sy was vanoggend daar by hom in sy kamer. Al was dit net om te praat. Dit mens doen nie so iets nie. Maar dit is so half wat al die drama laat begin het. Maar ek verstaan nie. Paula kan vir hom een kant sê sy wil hom soen, maar as Lizelle een kant met hom chat, dan sy kwaad daaroor. In elk geval, hulle is dan terug by die huis. Lekker eet julle. Dankie. En die vibes is saam. Cheers. Dat is nou Ja. lekker. Geen meer die. En Rudy sê, dit is vol moeilik, want niemand maak oop nie. Dit is eintlik bietjie vir my deurmekaar. Niemand chat met hom nie. Shame. En asof daar nie al genoeg vibes is nie, vra Lizelle uit die bloute uit. Dink jy ons gaan maatjies bly na hierdie? Ek wonder of mense dit kan doen as mense nou klaar besluit. Ek dink julle mense kan soos maats bly. Ek dink jy ons is mature enough nie. Lizelle, read the room. Bedoel jy die vrouens? Paula
haar dan terug en is soos, hoekom stuur jy nou? Jy krap nou weer wat nie ek nie. Hoekom moes jy nou weer so iets opgebring het? Hoekom as En hulle raak betrokke in gestryery. byvoorbeeld Rudy kies my, hoekom gaan ek 'n probleem hê as jy by my? Is dit ons ietsie om te Ja, maar hoekom het jy dit nou weer opgebring? Ons het dit mos Maar uitgesorteer. wat verwys Wat gaan jy hierso? nou? Soveel so dat Rudy nou maar net daar sit en is soos, hey, julle, asseblief stop, joh. Julle kom nou nie nou oor die weg nie. Hoe wil julle nou as jy nie gekies is oor wegkom met die ander een? Maar joh. Jo, julle. Kyk. Is dit die meeste drama wat ons al ooit op Boerske Vrou gesien het? En dan ewe skielik is Riandi daar Dames, ek hoor die dag was 'n warboel van emosies gewees. en sy vra vir hulle, kom ons gesels bietjie oor vandag. Soos die juffrou met stoute kinders. Is iemand braaf genoeg om my te vertel hoe die dag was? Maar actually, ek edit mos die show bietjie anders. Is daai die heel laaste deel van die episode en dit eindig dan op dit. So volgende episode gaan ons definitief weer met daai drama begin. Maar right, dan oor na die volgende boer. En dit is Pieter en hy en sy girls het 'n lekker ontbyt. Amen. Zijn. Lekker Eet lekker, ja. En alles by hulle is nog baie lekker. Dit was baie lekker om op die plaas vanoggend wakker te geword het. Die atmosfeer is nog lig. Groot kontras teenoor wat by Rudy aangaan. En Pieter sê dis vir 'n droom om 3 meisies te hê. Ja, nee, ek weet nie om 3 vrouens in die huis te hê. Ek dink dit is vir my 'n nagmerrie en ek dink dit is vir my nogals lekker. Pieter, jy kan net een hou, okay? Ek gaan my bes probeer. Daarna ry hulle dan na hulle aktiwiteit vir die dag. Ja, dit is skieurig. En Ansel sit voor. Dit is bietjie awkward in die kar. Hoe het jy nou by dit uitgekom? Sit 2 en 2 bymekaar. Jou ore spit. Maar Pieter is daarom soos, ek ken my plek. Ja, ek weet nie, ek dink partykeer is vrouens eers in 'n geselskap is met die maar los dat hulle aangaan so. Dan meng ek maar nie daaraan nie. Mooi Pieter. Ek skuif maar so 'n bietjie weg. Maar right, vir hulle aktiwiteit maak hulle kaasborde. Ons gaan kaasborde maak. Elkeen se lyk verskillend. Charcuterie boards. Lekker. Vir die eerste keer. Yes. Oom het ons mooi gewy. Wow, al wat kort kaas. Ek hou van kaas, bro. Daar's julle borde. Dis lekker dat julle by ons was. Okay, dis dan dit vir Pieter. Ons sien nie veel wat verder by hom gebeur nie. Maar raai dan oor na die volgende boer en dit is Rudy en sy manne en hulle lassie ontbyt. So vandag beplan ek om die manne uit te vat na aktiwiteit in Broederstroom area. Goeie ding. Ons sien nou dit kan drama veroorsaak. En hulle gaan sommer dadelik na die aktiwiteit toe. Hot stuff. So ja, hulle skiet. Goed. Ja. Oh, so interessant. En blykbaar is daar 'n bietjie kompetisie. Daar was beslis 'n element van kompetisie. Ek sal nie sê so seer tussen ek en Nelius nie. Maar beslis tussen ek en Hannes. Daarna skiet hulle ook so 'n bietjie pyl en boog. Net bietjie oor met jou hand dat hy op hom. Ja, dit is hy. Hoe hy met hier is. En Rudy help hulle mooi. Ek het dit nogals waardeer want die man het vir jou uitgeduld wat ek weet nie waar hy vandaan kry nie. Oh. So, en dan Ja, ja. Enige verskoning om aan mekaar te vat. Oh, en Arnold drop die F-bom Nie veel fok, maar jy moet die ding trek. Ja. en hulle bliep dit nie eers nie. Kyk net. I see you. Wat gaan jy moet jy sê? Dan daarna slaan hulle blykbaar in Rudy se woorde die pink paniek. Ons sê die pink paniek geslaan. Want hulle moet nou wors maak. Ek sê normale wors. Klein boerewors. Klein boerewors. Julle weet die jokes gaan nou kom. So Nelius se wors se naam is blykbaar Aurelius. So my wors se naam is Rulius. Rulius. Ek wil nie dit weet nie. Nelius en Rudy. En Arnold sê dis vir hom sy tweede natuur om met wors te werk. Ag, die worstoppery was vir my soos 'n tweede natuur. Ek glo jou. Nee, ek glo jou. Moenie worry nie. My wors was nie te styf gestop nie. Dis 'n klein bietjie van 'n los wors. Honestly, die wors jokes write themselves. Ja, jy kan sien dis 'n mannetjie wors daai. Maar dit klink vir my daar's actually so 'n bietjie wrywing tussen Arnold en Hannes. Hannes, jy is baie goed om instruksies te gee wat gaan nou aan. Soos die dag nou aangegaan het, toe is daar net weer opflikkering van gister toe hy gemention het. Hy is soveel jaar ouer as ek en Dink julle Hannes wil hê Arnold moet hom oom noem? maak nie saak is jy 20 jaar ouer as ek nie. Ek bedoel jy het jouself voorgestel aan my as Hannes en jy gaan Hannes bly. Jy gaan nie nou oom word nie, verstaan? Ek weet nie wat daar gaan nie, maar daar's vibes. Was dit jy wat my so uitgehaal het nou Arnold? Ek dra nie kennis nie. Anyways, hulle gaan sit daarna aan tafel. Dit lyk baie fraai hoor. Dit is vrou en vrolik. Ja. Net soos julle. Hoor nou vir jou. Oh, Ek is heel trots op my wors, kan ek jou net dit sê. ek so bly vir jou Arnold. So bly vir jou. En
En dan kat ons suddenly na Rihanna wat nou met die manne chat. Hoe gaan dit manne? Stresserig maar goed. En ons hoor hulle al drie het butterflies. Ek kan nie help om te voel wat ek voel nie. En ek weet dis vir real. Ja, hy het 'n stukkie van my weet hy. Ek voel daar's 'n bietjie van 'n koneksie definitief van my kant af na hom toe. En ons hoor Hannes sê hy sal letterlik môre met Rudy trou. Die vraag het vandag opgekom, sal ons trou? My antwoord is ja. Dis hoe sterk ek oor Rudy voel. Wow! Yes! Ek dink Hannes se gevoelens is die sterkste op die stadium. Hy's 'n man na my drome. En ons hoor dat Rudy moet nou dadelik iemand huis toe stuur. Ek is jammer om die nuus oor te dra dat daar wel een van julle vanaand huis toe gaan. Daai ouens was skaars vir 'n dag op die plaas, nou moet iemand al weggaan. Rudy, wat is op jou hart? Maar ja, die persoon wat hy huis toe stuur is So die persoon wat ek vra vanaand om asseblief veilig huis toe te ry, is Nelius. Nelius en sy wors Relius. Ag, ek gaan nie man mis. So ons sê goodbye van Julius. Bye. Onthou liefde wen. Definitief, dankie. En hy ry actually saam by die Handy weg. Broom. Arme ou wat dit altyd gedoen het sy werk verloor. Dink jy is in goeie hande? Daar's nie 'n nee nie, maar is ook nie 'n ja nie. Ek het dit nie verwag nie. Ek dink ek was regtig waar voorberei daarop. Ek was glad nie voorberei op gewees nie. Ek het eers gedink dit gaan môre gebeur. Anyways, dis dan dit vir Rudy. En dis ons volgende boer en dis Ewert. En hy sê dis super chill as sonder Eloise daar. Iemand's weg, maar dis so 'n organiese oorgang. Dis baie gemaklik. Ek's baie tevrede met die twee wat gebly het. Sorry Eloise. En dat hy dog amper Teresa se ook huis toe. Teresa se deur het oopgestaan en haar bed was so netjies. Ek het nie eens gedink sy daar geslaap nie. So ek dink sy's weg. Nee, so net die sonsopkoms gaan kyk. Moenie worry nie. Ek was eers opvolgend, ek was net na 4 op. Want ek wil graag die son opkom sien. Maar ja, Ewert vertel ons dan so 'n bietjie meer oor chippies. Daar's ongelooflik baie goed om te doen in Chippies. Daar's reservate waartoe jy kan gaan. Daar's natuurlike skoonhede wat jy kan gaan geniet en Maar hierdie is boerse vrou Nicola dorp van die jaar nie, so kom ons beweeg aan. At this point, I can't really pinpoint anything that I don't like about Ewert. En ja, vir hulle aktiwiteit gaan hulle 'n bietjie rolbal speel. That wasn't a bad one. That could be the winner. En dis dan dit. Ons sien minder van party en meer van ander die episode, want volgende episode is dit weer andersom. Okay? dis baie lekker om hulle te kan leer ken. Jy sien hoe lucky is ek nie, hè? Dis lekker. Ek het twee baie aangename, baie mooi dames wat 'n week saam met my kuier op die plaas. Anyways, lekker julle. Dan nou oor na ons laaste boer en dis Willie. Slay Licky Joyce. En hy en sy girls is by 'n Renoster Care Center. Vanoggend was so lekker. Ons het bietjie na Renoster Center toe gekom, na 'n care center. Kyk die baba Renoshi. So dit gaan hier vir ons baie oor die klein renosters en renoster bewaring. So cute. Anyways, hulle voer die renosters en Willie krap die renoster se horing. Hierso aan hulle lieste is hulle mos lekker sag. Kyk hierdie been. Kyk hierdie been. Ja, kyk hoe krullies daar. Ja. Lekker. En dan daarna eet hulle ook 'n charcuterie chew board. As ons hierdie aktiwiteit moet ry vir vandag, gee ons jou 'n 11-10. Ek het oor gesê 11-10. En ewesklik is Rihanna daar. Is die opgewondenheid nog steeds so hoog? Ja, alles was op behaai, maar ek dink vanaand weet ons so 'n bietjie wat voor lê. Ek beloof, ek so skiepie super baie nie. Hou julle van dit wat julle gesien het? Ons het nog net gesien hier, Rihanna. Hoe moet ons weet? Wat ek laat van hom is, hy's passievol oor die goed waarvan hy hou en passievol oor die goed waarvan hy nie hou nie. Maar right, ons hoor Yvonne sê sy sal graag wil bly op die plaas. Hoe ek nou voel, wil ek definitief bly. Denike sê sy sien potensiaal vir 'n verhouding. Ek dink definitief daar is, definitief. Okay. En Salmarie sê sy voel sy het nou al genoeg vir hom gewys dat hy 'n keuse kan maak. Ek dink ek kon myself wees en wys wie ek is. So hulle pak alweer hulle tassies. Ek dink dis definitief nie die beplanning om so vroeg my tas nou al te pak nie. Ja, want dit het letterlik gister uitgepak. En terwyl hulle dit doen, gesels Willie gou met Rihanna. Dat ons almal op dieselfde bladsy is en En watter bladsy is dit? En Rihanna vertel vir hom dat hy ook nou iemand gaan moet huis toe stuur. Weet jy dat daar wel vanaand 'n dame huis toe gaan? Ja. Okay. Ek weet. Lekker. Ek sien jou later. Sien jou later. Alright, so die girl wat hy huis toe stuur is Wanneer jy reg is, kan jy asseblief die dame vra. Yvonne. Yvonne. Yvonne als. Is
Sien jou nou weer. Dankie. Alright, bye. En ons kry nie meer die deel waar sy haar tasse gaan haal en dan sit Marcelie op die bed en gesels met haar en vra hoe hard sy nie. Niks! Ons sien nie eers hoe groet sy vir Willie nie. Sy ry net al weg, off in the sunset met Riandi. Vir iemand wat in chemie werk, kan ek sê, ons in chemistry nie. Dis funny, sy's funny. Niemand weet hoeveel tyd hulle het om mekaar te leer ken of om te sien of daar potensiaal is vir liefde om te groei nie. Maar ja, dan op daai noot is dit dan dit vir die episode. My wyn is klaar, so die video is klaar. As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief, like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En ons sien julle volgende keer met nog 'n boerse vrou recap. So van my kant af. Bye!